Goeiemôre. Jy luister na die 61ste oordeenking in die reeks Kopskuif. En ons praat vanoggend oor 'n refleksie oor 20 jaar. Ek gaan maandag afskop met 'n nuwe, maar aansluitende tema. Vanoggend het ek die behoefte om, as dit nou nie voorbarig klink nie, met julle 'n oorsig te deel oor 20 jaar se ervaring in die praktyk. Ek het die enorme voorreg om daagliks ingenooi te word in die binnevertrekke van mense se harte en gedagtes. Heilige grond. Miskien sal dit jou verras, maar min mense kom sit voor my om te praat oor geloof, of direk oor geloof. Wat positief is daarvan is, deur die jare het ek ervaar hoe ongelooflik veerkragtig mense se geloofslewens is. Dat oor die algemeen is mense binne 'n geloofsgemeenskap, wat deel is van kerke, wat saam met ander groei, se geloof veerkragtig en bly dit verander, verdiep en groei. Waaroor mense die meeste kom praat, is hoe hulle vasgeval het in emosies, in denke, in verhoudings, met trauma, uitbranding, hooploosheid. Dikwels kom mense wanneer hulle al so desperaat is, al baie lank vasgeloop is. Hulle het eintlik alles probeer en kan nie meer nie. Daar is twee perspektiewe op dieselfde saak wat oor en oor herhaal. Hier is 'n geheimenis. Aan die een kant het ek agtergekom hoe absoluut min mag 'n mens in iemand anders se lewe het. Die ander kant van die muntstuk is ook waar. Dat mense oor die algemeen nie besef hoeveel vermoëns en kapasiteit en krag daar in hulle self opgesluit is nie. Een persoon sal vertel van hulle magteloosheid, moedeloosheid, die omstandighede wat hulle onderkry. Dan stap ons 'n pad saam waar hulle eie innerlike self besoek, die wêreld van hulle emosies en hulle denke, ervarings, hulle grootwordjare. Hulle begin patrone raak sien, wat hulle uitsig op die wêreld beïnvloed het. Ons almal moet die vraag beantwoord: wat doen iemand soos ek in 'n wêreld soos hierdie met mense soos julle? Ons vra daardie vraag van ons eerste lewensoomblik af tot die dag dat ons sterf. Daar is ontelbare, insiggewende wyshede, perspektiewe, teorieë, ervarings, verhale, wat ons denke, emosies en ons gedrag kan verander. Dit is soos om by 'n akwarium te staan met verskillende vensters, en jy stap na almal van hulle toe, en elke keer sien jy iets nuuts, en dit maak nuwe moontlikhede oop. En dis lense wat ons help om die toue wat ons verstrengel het, een vir een te ontknoop. Dis dikwels soos 'n geboorte, 'n nuwe mens. Bybelse tekste, Bybelse woorde word lewende verhale voor jou oë. Woorde soos verlossing, bevryding, nuut dink, gevind, nuwe mens. Dit vind gestalte voor jou oë. Ek voel die mees bevoorregte mens op die planeet in oomblikke soos dit. En ek gaan dit nou hard en duidelik stel. Nooit kan enige sielkundige of terapeut krediet aanvaar vir dit wat voor jou gebeur nie. Dis gedeelde wysheid wat oor die eeue kom. Ons kan hoogstens fasiliteerders daarvan wees. Net so min as wat 'n vroedvrou trots kan wees op die baba wat sy in haar hande vashou. Net so min kan 'n beraader of 'n sielkundige trots wees op wat daar gebeur. Jy vier dit bloot saam met mense. Wat ek dus daarmee sê is, al hierdie dinge gebeur wanneer mense hulle eie innerlike vermoëns ontsluit. Daar is 'n ander faktor wat verreken moet word. Ek het veral in die laaste paar jaar
onder die geweldige indruk gekom van hoe min invloed ons werklik in iemand se lewe het, tensy hulle dit toelaat, tensy hulle oop is daarvoor. Jy kan alles doen. Jy kan die slinger draai soos 'n ou lustermasjien om iemand aan die gang te kry. Jy kan vir hulle opdragte gee, vra om te gaan stap, nie te dink ensovoorts. Niks gebeur nie. Hulle bly op presies dieselfde plek. Daar op daardie lappie grond waar hulle gaan lê het, daar lê hulle. Die antwoord bly dieselfde. Die mens wie ek is, in hierdie wêreld wat so onregverdig en wreed is, met mense wat almal vals en sleg is nie die moeite werd om te leef nie. Dis dieselfde patroon wat herhaal, en dieselfde resultate word verkry. Ons het feitelik geen mag in mense se lewens nie, tensy hulle ons toelaat, hulle self toelaat. Dikwels is jy die een wat hulle blameer, dat jy nie genoeg doen nie, of nie genoeg kundigheid het nie. Ek sal altyd erken dat my insig en my vermoëns gebrekkig is. Dis nie my verleentheid nie. Dit is ons menswees. Ons het net soveel wysheid op 'n slag. My punt is altyd, gaan soek die persoon wat jou die beste gaan help binne die omstandighede waarin jy verkeer, of iets hy dit uiterlik is of die wêreld van jou emosies en gedagtes. Die ander kant verstom my nog meer oor hoeveel moontlik is wanneer mense besef hoeveel mag en krag daar in hulle opgesluit lê. Paulus het mos gesê dat dieselfde krag wat Christus uit die dood opgewek het, in ons aan die werk is. Wanneer persone besef dat hulle wesenlik 'n oop einde het, 'n oop sisteem is, beide in hulle self en in verhoudings, dan word hulle nuuskierig, leergierig, bereid om nuwe dinge te leer, uitdagings vir hulle self te stel, huiswerk te gaan doen. Daar is energie en hoop en verwagting. Mense wat nie net nuwe kennis opdoen nie, almal doen nuwe kennis op. Die geheim lê om daardie kennis toe te pas. Toegepaste kennis is mag. Kennis op sigself is hoegenaamd geen mag nie. Dis so goed, jy het 'n hele kas gereedskap, maar hy staan toe hier langs jou stoel. Dit is toegepaste kennis wat vir mense mag gee. Ek wil dadelik bysê, natuurlik is daar, hoewel dit baie min is, wel geleenthede waar iemand nie kan help waar hulle is nie. En net so min as wat iemand kwaadlik geneem kan word wanneer hulle liggaam agteruitgaan, net so min kan 'n mens iemand help wat geestelik biologies afgetakel word. Ek sê dit weer, dis in die verre minderheid. Die meerderheid van mense dink hulle is op daardie plek. Baie mense is vasgeval omdat hulle dink hulle is vasgeval. Dis nie hulle werklikheid nie. Eendag as ek oud is, wil ek 'n boek skryf oor al die verhale van mense wat hulle lewens omkeer, wat verhoudings herstel, wat dramatiese persoonlike groei beleef, wat geestelik en spiritueel deur die dale van doodskade wees, weer by groen weivelde en waters van rus uitkom. Ek wil die verhale neerskryf van die veerkragtigheid van die mens, resilience, deursettingsvermoë om te midde van soveel teenstand, soveel ongelooflike persoonlike drama, seer, aaklighede wat mense aan hulle verrig het, opstaan tot 'n nuwe dag. Gisteraand weer in 'n gesprek, ten minste die woorde sien gebeur. Die gelukkigste mense is nie hulle wat alles het nie, maar wat die beste van alles maak. Die twee belangrikste dae van jou lewe is die dag wat jy gebore is en die dag wat jy uitvind hoekom. Wanneer jy vanuit jou lewensbestemming leef, val jou fokus op 'n nuwe horison. Jy kry 'n visie wat niemand ooit van jou kan steel nie. Daarom wil ek afsluit met die woorde wat ek vroeër die week mee afgesluit het. Woorde van Khalil Gibran. Gister is net 'n droom. Môre is net 'n visie. Maar vandag, goed geleef,
Maak van elke gister 'n herinnering vol vreugde en elke môre 'n uitsig van hoop. Daarom, kyk mooi na hierdie dag. Kom ons bid saam. Hemelvader, help ons om in die krag te leef wat Jesus uit die dood opgewek het. Dat U Gees ons lewens nuut maak, transformeer, oplig uit die vasgeval wees in diepste modder, of verstrengel wees in hoeveel toue. Bevry ons uit die mag van vyande en verlos ons van die bose. Here, wil U uit U oneindige grootheid en U onbeperkte mag ons lewens in U hand neem en ons lewensbestemming laat vervul. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde naweek vir elkeen.